Vrede, vrede familie, prys sy wonderlike naam. Net 'n gedagte, prys die Here. Want dit is in Handelinge 27 van vers 31, net hy een enkele skrif, prys sy wonderlike naam. Paulus sê vir die hoofman oor 100 en soldate, hy sê as hierdie manne nie in die skip bly nie, kan hulle nie gered word nie. En die skip was besig om skipbreek te lei. Maar terwille van die openbaring en die woord wat na Paulus toe gekom het, dat almal moet in die skip bly, sodat hulle kan gered word. En as iemand oor die skip spring, dan kan hulle nie gered word nie. En die omstandighede wat in die skip gewees het gelyk, daar is nie 'n kansie, want hierdie skip is besig om te sink, en hulle lei skipbreek, maar hier sê die Here, hulle moet in die skip bly, sodat hulle kan gered word. Dit sê vir my, allerlei dinge vir ek as mens, vir ek en u, lyk dit gaan nie regkom nie. Dan sê die Here, bly daar. Nou, Paulus het gedoen volgens die woord, en het die hoofman oor 100 en oor die skip het hy bevel gegee, dat die Here sê, as die manne nie bly op hierdie boot, kan hulle nie gered word nie. Nou vandag wil ek u bemoedig, as u nie by die voetebanke van die Here bly nie, sal u dit nooit maak in hierdie bose wêreld waarin ons in lewe nie. Jy sal moet God erken in jou stryd. Jy sal moet God erken in jou storm wat jy deurgaan. Want die storm wat u vandag deurgaan, dit lyk u gaan dit nie maak nie. Maar die Here sê, bly in die storm, sodat jy kan gered word as die storm verby is. Nie die shortcuts vat nie. As dinge moeilik lyk, dan wil u gaan Sangoma gaan raadpleeg vir 'n goeie oplossing nie. Jou stryde wegbid nie, maar bly in die skip, sodat u kan gered word. Deur hierdie omstandighede dat die skip is besig om te sink, maar die Here sê, bly in die skip, sodat jy kan gered word. Maar as jy nie bly in die skip nie, kan jy nie gered word nie. As die lewe jou druk, van links na regs, van voor en agter, en jy voel so moedeloos, bly in jou stryd waar jy in verkeer, want jy gaan gered word. Deur die storm, die stryd wat jy gaan jy gered word, maar bly in jou storm. Net so moet jy in die skip bly, sodat die Here jou kan red, en deur hierdie storms kan gaan, wat die voor lê ook nog. Dinge gaan nog moeilik raak, maar bly in die skip, sodat jy kan gered word. Dan Paulus kom op die eiland van Maliti, prys sy wonderlike naam, terwyl hulle by die vuur sit, voel die man van die Here nie, dat 'n nagadder het om gebyt aan sy hand, en hy sit vas aan sy hand nie. Nadat hulle skipbreek gelei het nie. En almal kyk om die vuur, dan hulle weet dat hierdie slang is 'n giftige slang. As hierdie slang jou byt, dan gaan jy nie lang lewe, dan gaan jy sterwe. Maar omdat die man van God nie bewus was nie, en omdat God met hom was, en sy geloof was sterk in die Here, omdat hy sê, ek lewe nie meer nie. Hy sê, ek is gekruisig saam met Christus, en hy lewe nie meer nie. Daarom sy geloof was sterk in die Here in. Die slang het niks beteken nie, want die woord sê in Lukas, jy sal op die slange trap
En hulle sal nou bid en hulle sal niks voorkom nie. En God openbaar dit, want hulle het gekyk, wanneer gaan hy omval? Maar die Here was met hom. Nou die vyande kyk, wanneer gaan hulle poison in u inwerk, sodat u moet opgee, en die towenaars en die hekse, wat hulle dinge uitstuur, hulle is op u opwagting, dat u gaan opgee, wanneer gaan u omkap? Van die slange wat hulle stuur, om ons klaar, om ons te vernietig, om ons storms op ons lewens te bring. Maar God het ons die krag en die mag gegee. Ons sal sy kop vermorsel, hy sal ons ons sal niks voorkom nie, ons sal op die ander trap, en hy sal ons bid en ons sal niks voorkom nie. Die geloof in die Here, en die geloof wat jy moet hê in jou storm, in, wanneer dit bitter gaan, dan moet jy nog altyd geloof hê. Dan moet jy totaal God kan vertrou, dat hy gaan jou deur hierdie storm vat. Bly in die skip, sodat jy kan gered word. Die Here seën dierbare.